This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Wat er meneer? Nie vandag nie. Jy nog nie by die vissersteen gesien? Nee, ding nie. Nee, hy het geskrik oor hy. John! Meneer, is die man is dood. Kom gou. Los hom net daar. En hou die stasie op my radio. Beheer, dit is Papa Z1. Kom in asseblief. Die lijk van 'n man wat reeds die afgelope 2 weke deur die polisie gesoek word, is vroeg vanoggend naby Vanderbijl Park in die Vaalrivier aangetref. Die man was die 35-jarige Julius Andrew Pickover wat oënskynlik verdrink het. Die polisie het hom gesoek in verband met 10 klagtes van bedrog waarby 'n bedrag van R100 000 betrokke was. Nog geen spoor is gevind van 'n tweede persoon, Gideon Rademeier Visser, wat in verband met dieselfde klagtes gesoek word nie. Volgens die polisie is hy gister op die rivier opgemerk saam met 'n meisie, die 25-jarige Annette Christine Kolyn. Enigiemand wat weet waar sy of Visser hulle bevind, word versoek om die naaste polisiestasie in kennis te stel. Die polisie vermoed dat Visser meer inligting kan verskaf oor die dood van Pickover. En nou vir die sport. Ek het jou gesê die man gaan verdrink. Dion, jy het my betrek by 'n misdaad. En ek wil weet wat jy nou gaan doen. Ek gaan plaas toe. En dan? Dan niks. Wel, ek gaan huis toe. Ek gaan nie verder saam met jou nie. Jy het vir Julius Pickover van die boot afgeslaan. Hy gaan kneusblik op sy gesiggie. En die polisie gaan sê jy het dit gedoen oor die geld. Besef jy dit? Ja, ek besef dit. Dis ek ook plaas toe wil gaan om te gaan dink. Van die onnoosel wees die man. Jou pa se advokaat. Hoekom gaan praat jy nie met hom nie? Sodat hy weer vir my kan sê ek is 'n swakkeling wat nie my eie sake kan hanteer nie. Nee, dankie. So, wat is die alternatief? Hoe langer jy vir die polisie wegvlug, hoe groter word die skuld. OK. Sê nou ek gaan polisie toe en ek vertel die waarheid. Wat dan? Ek het die man geslaan. Ek het hom in die water gelos dat hy kan versuip. Ek het sy geld gesteel. Alles was baie mooi in die prentjie. Moord. Maar ek kan mos vir jou getuig. Wat getuig? Soos jy sê, hulle gaan die kneusplek aan sy gesig kry. Dis 'n tipiese geval van thieves falling out. En nou dat hy dood is, wie gaan ooit dink dat ek nie saam met hom bedrog gepleeg het nie? Op die beste, op die heel beste gaan ek in die tronk sit vir bedrog en manslag. Nou, wat gaan jy doen? Ek het R45 000. Ek gaan 'n breek maak, dis wat. En ek? Wat van my? Jy gaan terug sodra ek weg is. As hy tog maar net vir ons wil bel. Dion sal gaan bel, nie? Hoe langer hy vir die polisie vlug, hoe dieper kom hy in die moeilikheid. Magtig, ek kan die man help. As hy tog net met ons wil kontak maak. Dink pa nie is dalk op die plaas nie. Ek het al 10 keer soontoe gebel, as geen antwoord. Behalwe sy doelbewus die foon antwoord nie. Skalk wie die polisie van die plaas. Hulle het nie gevra nie, ek het hulle nie gesê nie. Wel, ek dink ek en jy met die kar vat en soen toe ry. Kan ek saamgaan? Ek dink dan jy en Hardes gaan vandag julle dinge probeer uitsorteer. Dit kan wag. Nee, Jenny, dit kan nie wag nie. Doen dit vandag. Ek is hier lus vir jou. Helene, kom ek by jou. Verskoon ons. Van kleins af maak Dion nog niks anders as moeilikheid nie. Waar hy vandaan kom weet ek. Ek is bekommerd oor hom.
Vir wat? Hy was nog nooit waffer sympatiek met jou nie. Dion gee net vir een mens om en dis vir homself. Wel, hy is my boetie en ek is lief vir hom. Ek wil hê jy moet na my luister. Ek kan nie saam met jou hier bly nie. Ek wil nie saam met jou in die moeilikheid kom nie. Vat die telefoon, bel die polisie en sê vir ons is hier. Ek haat jou as jy so is. Wat gaan jy met die gebeur maak? Kom. Luister man, die ding gaan jou net verder in die moeilikheid laat beland. Luister, ek het nie jou opinie gevra nie, kom. Dion, wat gaan jy nou maak? Ek gaan nie saam met jou nie. Goed, bly dan. Jy kan my ook nie hier los nie, man. Dis myle van die naaste dorp af. Luister, besluit wat jy wil doen. Wat gaan jy met my kar doen? Kom leer. Hallo sentrale. Hallo sentrale. Hallo? 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 Dion hier. Hy het gery, omtrent 'n halfuur gelede. Hy wou nie na my luister nie, ek het my bes probeer. Juffrou, kom ons gaan in. Jy beter ons nou alles vertel. Hier is die volgende afspraak, mevrou. Ek kan maar ingaan, mevrou Visser. Okay. En nou, ouma, dis 'n verrassing. Nee, as ek nie betaal om jou te sien nie, dan sien ek jou mos nooit. Kom sit. Is ouma siek? Nie meer as gewoonlik nie. Ek's nie vandag hier oor siekte nie. Ek het kom raad vra. Nou, maar vra maar. As ek kan help, dan sal ek. My kind ouma het nou so gedink. Ek wil so graag die naweek 'n bietjie wegkom. Drakensberg toe of so. En ek het gewonder of jy nie 'n ou vrou 'n groot eer wil aandoen en saamgaan nie. Daar's so baie dinge wat ek met jou wil bespreek. Ouma se geldsake is 'n bietjie deurmekaar. En jy's 'n man met jou kop reg aangeskroef. Wat sê jy? Natuurlik. Ek het 'n potjie golf gereël vir Saterdag, maar ek kan baie makliker uitkom. Wel, bring jou stokke saam en dan wys 'n ou vrou vir jou waar daar waar die wortels gegrawe het. OK. Die enigste ding is,
Ek wil graag Vrydagoggend al ry. Jy sal met jou eie kar moet deurkom. Goed, dan ry ek Saterdagoggend. Nou, maar goed. Ouma sal die hotel bespreek of vir jou laat weet. Dankie, my kind. Ek het geweet ek kan op jou staat maak. Gaan dit met stoffies? Baie goed. Arme klein Bani. Sy is elke dag en elke aand by hom. Sy vat haar boeke saam en al gewerk sy by hom. Maar jy wag het seker nie weer daarna by nie. Ek soek nie moeilikheid nie. My kind, daar kom 'n dag dat 'n mens moet moeilikheid soek. Sien jou die naweek. Ek dink jy moet nou saam met my kom kantoor toe. En alles wat jy my vertel het, moet jy in 'n beëdigde verklaring uiteensit. Goed, meneer Visser. Wat van Dion skuld? Want ons het die polisie in kennis stel nie. Gelukkig het hy die telefoonlyn geknip en my ontneem vir die verantwoordelikheid om dit te lewer. Ons sal by die polisie aangaan sodra net haar verklaring gemaak het. Dink jy sal hom in hegtenis neem? Natuurlik sal hulle hom in hegtenis neem. Maar ek sal probeer reël verborg vir hom. Ek kan nie verstaan wat dit die kind besiel om die geweer te neem nie. Ek kan Dion nie meer verstaan in die laaste tyd nie. Kom ons ry. So ja. Nou kan ons in jou tuin opwerk. Jy weet Barbas, jy's 'n grandka. En jy's 'n grand ou. Ek is so bly jy kom kuier so baie vir my. Ek voel net skuldig dat ek soveel van jou tyd in beslag neem. Shush man. Dink ek sal jy weet as ek nie hier wil wees nie. Ek dink so baie aan jou in die laaste tyd. Dit is maklik om iemand lief te hê as alles goed gaan. Maar as dinge verkeerd loop, dis wanneer 'n mens kan sien hoe sterk die liefde regtig is. As jy dink jy gaan my ontslaa raak net om jy seer nek het, dan moet jy slag weer dink. En dan sit jy die res van jou lewe in 'n rolstoel. Ek gaan nog met jou trou. Jy weet mos ek's mal oor jou. So jy gaan nie vir my ontslaa raak nie. Onthou dit. Ek wil ook nie van jou ontslaa raak nie. Onthou dit. Ah, daar's Dr. Krimmek. O, hier sit die twee duifies. Sy het my ontvoer, dok. En jy geniet jou natuurlik geld uit. Verseker. Ek het goeie nuus vir jou, meneer Rademeier. Ons gaan jou uitskop hier. Ons het besluit Juffrou Visser is so 'n goeie verpleegster, sy kan net sowel die goeie werk by die huis gaan voortsit. Genuine. Jy sal die niks dit nog 'n paar maande moet dra en jy sal die rolstoel moet gebruik. Maar jy kan elke dag 'n bietjie uitkom. Dis wonderlik, dokter. Daar's iets wat ek graag vir jou wil sê, Juffrou Visser. Jy kan ook maar luister, meneer Rademeier. As jy nie daardie dag so vinnig opgetree het nie, sou hy nie vandag hier gesit het nie, lewendig nie. En jy was verder gelukkig om 'n dokter soos Daan later gaan te kry. Jy skop nie 'n kwak soos daai agter elke bos uit nie. En dokter sê tog net vir hom sy gym daar is verby. Ja. En dis amptelik, meneer Rademeier. Jy sal nie weer kan rondspeel op 'n trampoline nie. En nou moet ek gaan werk. Ek kan nie leeg lê soos julle nie. Ek sien jou môreoggend ontslaan, goed? Ek het tog geweet jy gaan regkom. Kom ons trou stoffies toe. Net sodra ek weer kan loop. Ek gaan jou na my huis neem tot jou ma en pa terug is van oorsee af. Okay. Okay, Barbas, nes jy sê. Kom ons gebel my ma. Dink jy nie dis 'n bietjie ongeleë nou met hulle probleme met Dion nie? Ek dink dit is vir hulle so fantasties om een van hulle kinders gelukkig te sien. Hulle sal net te bly wees. Jou ou rubbish. Jy moet nie dink ek weet nie jy's bly dat ek nie meer gym kan doen nie. Ek is rasend gelukkig. Hallo Hardus. Dis daarom nou 'n simpel plek om te ontmoet. Ons kon net sowel huis toe gegaan. Hardus moeilik as daar beklei nie. Dis ten minste neutrale terrein. Jy bedoel jy's baie getuies as ek jou weer slaan, né? Nee. Hardus gaan ons nog net weer beklei of gaan ons dinge tussen ons probeer regmaak? Okay, ek's jammer. Hoekom het jy nie Verlien saamgebring? Jy weet tog ek verlang na haar. Sy verlang na jou ook. Jenny, ons kan nie so aangaan nie. Ek is regtig jammer oor wat gebeur het. Maar jy het daarvoor gesoek. Ek wil hê jy moet nou huis toe kom. Jy het nou lank genoeg by jou ma gebly om die onafhanklikheid te bewys. En dan?
Gaan dinge beter wees as in die verlede? Al ons probleme kom net uit een bron uit. En ek sê nou vir jou, as Daan later gaan ooit weer tussen ons inmeng, as dit finaal verleen, jy sal haar nooit weer kry nie. Hardes. Ons probleme kom nie net van my kant af nie. Jy het ook foute gemaak. Dink jy nie die tyd het gekom dat ons nou openlik en eerlik met mekaar praat oor ons foute nie? So, dan is dit nou weer die ou storie, né? Alles is nou weer my skuld. Luister na wat ek vir jou sê. Nee, ek het genoeg na jou geluister. Ek wil jou net waarsku. Rolien gaan nie deel van jou vryheidspakket wees nie. Moenie my dreig nie. Ek dreig jou nie. Ek spel net jou opsies vir jou uit. So wat probeer jy sê, Hardes? Dat ek by jou moet inval, anders vat jy vir Rolien van my al weg. Wel, daaroor sal 'n hof beslis en nie jy nie. Daar sal geen egskeiding wees as ek haar nie kry nie. Jy moenie dink jy gaan jou vryheid Marcella kry en Verlien op die koop toe nie. En laat ek jou sommer nog iets sê. Ek gee jou tot die naweek tyd om terug te kom huis toe. Ek het ander reëlings vir die naweek getref. Wat se reëlings? Ek gaan saam met ouma Drakensberge toe. Asseblief, Hardes, Rolien kan by jou bly. Ek het klaar vir ouma gesê ek sal gaan. Ek het rugby die naweek. Ek kan nie na Rolien kyk nie. Sien jy nie? En dan wil jy vir haar sorg. Ek gaan nie meer jou twis nie. Sorg jy net dat jy Sondag gaan terug is by die huis. Anders waarborg ek niks nie. Die hele wêreld soek na jou. Ek is mos hier, jy sien mos. Wat klim in. Dion, weet jy wat se groot moeilikheid is jy? Ag, liewe magtig man, vertel my iets wat ek nie weet nie toe. Dion, luister, jy los nie jou probleme op deur weg te hol nie. Hoe praat jy nie met pa? Omdat ek bang is die polisie lê my voor. Goed, wat stel jy voor? Luister. Gee die boodskap vir pa, sê hy moet my daar kry. Nou goed, maar hoekom bel jy hom? Omdat ek bang is hulle tap die foon. OK. Ek sal hom die boodskap gee. Ek moet gaan, ek's laat vir klas. Daar is nie tyd nie. Ek moet pa dringend sien. OK. Waar's pa? Die sitkamer besig, hoekom? Dion wil hom sien. Dion, waar is hy? Nee, ek weet nie of dit die regte ding is om my in so 'n verklaring te kompromiteer nie. Hy het my kar. Net nou sê die polisie ek was medepligtig. Maar juffrou, ek is 'n advokaat. Ek sien jy mos nie iets laat teken met jou inkrimineer nie. En hoe weet ek dit? Dion is jou seun. Jy sal enigiets doen om hom los te kry, selfs al is dit om vir my die skuld te gee vir wat gebeur het. Ek wil eers my eie prokureur sien. Maar ek het jou al voorheen op 'n aanklag verdedig, juffrou. Ja, en toe. En wat se gemors het jy en Dion my nie laat beland nie? Nee. Ek wil eers my eie prokureur sien. Scully, ek is jammer om te pla, maar Bani wil dringend met jou praat. Maar kan dit nie wag nie. Ek is besig met mevrou Colleen. Nee, wat toe maar. Ek is op pad uit. Hy het my kar gevat. Ek gaan 'n klag van diefstal teen hom lê. Juffrou. Nee, juffrou, wag net so 'n bietjie. Nee, hoekom moet ek wag? Ek is onskuldig by die ding ingesleep en ek wil my nie laat betrek nie. Verskoon my nou. Maar juffrou, laat jou prokureur my dan minstens bel as hy met jou klaar is. En as ek jou goeie raad kan gee, moenie enige verklaring aan die polisie maak nie, voordat jou prokureur jou gesien het. Nee, wat Dion en hierdie vrou mee sien, sal gemes weet nie, ja, Bani. Dion wil pa sien. Dion, waar is hy? Hy was by die koshuis gewees. Hy se pa 3 uur kry. Dit is by 'n ou steengroef.
Dag, pa. Dag, Dion. Ek is jammer oor alles. Ons kan later daaroor praat. Jy het 'n groot fout gemaak om vir die polisie te vlug. Maar dit kan ons miskien nog oplos. My groot bekommernis is aan Net Colleen. Sy is 'n sleutelgetuie in byna elke ding wat verkeerd geloop het. En sy is 'n baie onbetroubare mens. Die eerste ding wat ons nou moet doen, ons moet polisie toe gaan en jy moet 'n verklaring gaan maak. Ek wil nie polisie toe gaan nie. Jy het geen ander keuse nie. Waar is die geld? Ek het dit. En my geweer in Net Colleen se kar? Dis veilig. Waar is haar kar? Dis op die plaas in die stoor. Ek wou nie met die kar ry nie, ek was bang die polisie soek die kar. Nou kom ons gaan. Pa, Ja, gaan hulle my in die tronk sit. hulle gaan jou in hegtenis neem, Dion. Jy sal miskien moet oornag in die polisieselle. Maar ons vir jou môre in die hof kry, sal ons aansoek om borg vir jou doen. Pa, kan ons asseblief net eers huis toe gaan? Ek wil net eers om gaan gaan. Kom ons gaan. Dis seker nou Moelman, sy moet hier na toe kom. Dion, onthou net, Moelman is jou vriend hoor. Ek wil hê jy moet hom alles vertel. Moet vir hom oor niks lieg nie. En as hy met jou klaar is, dan gaan ons saam met jou polisiestasie toe, maar ons sal môre aan die hof wees om te reël vir die borg. Elaine, Jeannie, ek dink julle moet ons so rukkie verskoon. Ons wil graag alleen 'n bietjie met Dion gesels. Dion, wat ook al in die verlede gebeur het, ek is aan jou kant. Ek glo jy het onskuldig in 'n ding beland en nog vir jou baie reperkusies gaan hê. Ek is net baie jammer jy het nie vroeër na my toe gekom. Maar nou ja, ek het ook seker baie skuld daaraan. Ek is jammer oor alles, pa. Jammer oor die skande wat ek oor die familie gebring het. Toe maar. Dis seker huismense saam praat. Natuurlik is oud belle. Ek het 'n pes daarin dat ons so skelm moet lewe. En dit net oor 'n skoolhoof besluit dat ons mag mekaar nie sien. Is in elk geval beter so hard is. Net as skei jy en Jeannie en dan word ek in die skei sak genoem. Dit soek ek ook nie. Nie as ons skei nie, wanneer. Dis nou regtig so ver. Jep. Wil jy lelik wees, ja, dis maar. Wees regtig die ding loop na 'n punt toe. Ek sien ook nie kans om die res van my lewe so skelm te lewe nie. Die enigste ding is dit, ek wil my studies gaan klaarmaak. Ek wil predikant word. Dis al wat ek my hele lewe lank wou doen. En as ek nou gaan skei, dan kan ek dit vir ewig vergeet. En ek is nie van plan om dit so maklik te vergeet nie. Wel. Dan sê maar net moet kies tussen my en jou ambisies hardes. Want hoe jou lewe ook al uitwerk, dit lyk my daar's vir my geen plek saam met jou nie. Ag, ekskuus man, ek het dit nie so bedoel nie, regtig. Nou, hoe het jy dit dan bedoel? Ek het maar net gesê hoe ek voel, dis al. Ja, en ek het baie duidelik gehoor wat jy vir my uitspel. Ek is nie deel van jou toekoms nie, is dit nie so nie? Ek het dit nooit gesê nie. Kyk, Hardes, ek weet nie wat so 'n soort meisie jy wil hê nie. Maar kom ek sê vir jou reguit. Ek is nie 'n ou vrou nie. Ek het ook myself respek. As ek selfs net 'n vermoede het dat jy nie van plan is om eendag met my te trou nie, dan gee ek nou pad. Ek het jou hoeveel keer gesê hoe ek oor jou voel. Maar ek kan nie sommer net skei nie. Daar's sekere praktiese dinge wat eers uitgesorteer moet word. En dit gaan tyd neem, dis al. Nou goed. Tot tyd en wyl jy dan jou moves gemaak het, Hardes. Totsiens. Maar oomie, wag, luister net na my. Jenny gaan die naweek saam met haar ouma Drakensberg toe. Ons het die hele naweek vir onsself. Kom ek kry vir ons 'n plekkie, dan gaan ons ook ergens weg. Sê vir Jeannie baie dankie. Is vreeslik gaaf van haar om so konsidererend te wees. En dankie vir die krummeltjies wat van die tafel afval. Maar nee, sorry. Reken my uit vir die naweek. Nou oomie, luister na my. Ek het jou beloof ek sal van haar skyn, ek sal ook. Maar gee my net tyd. Ons sal by mekaar uitkom, ek en jy. Ons sal. En wat van jou ambisie om predikant te word? Dis net 'n droom, is al wat dit is. Droom waarvoor jy almal om jou sal opoffer. Nee, ek sal jou nooit opoffer nie. Nooit. En jou droom? Ek is lief vir jou. En as ek nou in die pad staan van jou droom? Ek sal dit los. Ek sal my studies los. Is dit jou finale keuse? Ja. Wel.
Dan is dit nog net Jenny wat tussen ons staan. Nee.